Wat as ek vir jou sê dat daar 'n geheime staatsprojek was, wat gewone mense, sonder hulle wete of toestemming, met dwelms gedoseer het, net om te kyk of wetenskaplikes hulle gedagtes kon lees. Vandag gesels ons oor een van die mees omstrede CIA-projekte ooit. MK Ultra. Voordat ons oor MK Ultra praat, moet ons eers verstaan hoekom hierdie projek begin het. Gedurende die Koue Oorlog het daar 'n groot vrees ontstaan. Die Amerikaanse inligtingbeamptes het geglo dat die Sowjetunie tegnieke ontwikkel het waar hulle Amerikaanse kruisgevangenes breek. Met ander woorde, hulle lojaliteit probeer verander. En dit is hoe MK Ultra in 1953 ontstaan het. Die CIA wou weet of iemand gedwing kan word om geheime te verklap en hulle wou weet of iemand se gedagtes kan verander. Was dit werklik die rede? Of is MK Ultra eintlik geskep om die menslike brein te beheer? Vandag se episode word geborg deur Mooiste Meisie, 'n Suid-Afrikaanse skoonheidshandelmerk wat plaaslik vervaardig en verpak word, met 'n fokus op gehalte, innovasie en skoon bestanddele. Of jy nou op soek is na grimering wat jou selfvertroue 'n hupstoot gee, velsorg wat jou vel laat straal of haarprodukte wat jou hare bederf, Mooiste Meisie doen dit alles. Dit is nie net skoonheidsprodukte nie, dit is 'n plaaslike handelsmerk wat passie en kwaliteit in elke produk sit. Gaan loer gerus op Mooiste Meisie se webtuiste www.mooistemeisie.co.za en ontdek jou volgende gunsteling produk. Mooiste Meisie, waar Suid-Afrikaanse skoonheid, kwaliteit en selfvertroue bymekaar kom, want elke vrou verdien om haar mooiste te voel. Die metodes wat gebruik was alsbehalwe menslik. Sommige mense is sonder hulle wete met LSD gedoseer. Ander is onderwerp deur hipnose, isolasie, slaapontneming, ek dink dis die ergste, en intense ondervraging. Die MK Ultra projek het nie net plaasgevind in 'n enkele laboratorium nie. Gelekte finansiële CIA-dokumente het verklap dat die CIA meer as 100 verskillende subprojekte gefonds het. Van hierdie projekte het by universiteite plaasgevind, ander het in hospitale, tronke, ewen in psigiatriese hospitale. Weet jy hoe erg is dit? Die mense in die psigiatriese hospitale sukkel reeds met stemme in hulle koppe. Waar is die menslikheid? Die CIA het baie backlash gekry weens hierdie MK Ultra projek wat hulle gehardloop het. En die terugvoer was van so 'n aard dat hulle toe nou besluit het om MK Ultra te eindig in 1964. En of dit nou werklik geëindig het, sal ons nooit regtig weet nie. Ek persoonlik dink MK Ultra het nooit geëindig nie. Ek dink hulle het die projek se naam net verander en dit baie meer hush-hush begin hou. En ek sal nou vir julle verduidelik hoekom ek so dink. Daar het 'n teorie ontstaan in 2023. Not so long ago. Die persoon het sy ervaring gedeel en nie lank daarna nie het hy verdwyn. Ek wonder hoekom. Very suspicious. Nou, die man en sy vrou was haweloos. En daar het 'n man hulle toe genader wat homself voorgestel het as 'n weldadigheidsagent. Hy het vir hulle gesê dat hulle verniet verblyf sou ontvang en 'n maandelikse toelaag vir kos, as ook 'n weeklikse mediese ondersoek om seker te maak dat hulle gesondheid onder beheer is. Hy het ook vir hulle gesê dat die staat baie selektief is oor wie hulle kies om deel te raak van hierdie projek, want die staat wil hierdie projek toets om te kyk of dit werk. Indien dit werk, wil die staat dit landwyd beskikbaar maak vir al die haweloses. Hulle het gedink dis 'n once in a lifetime opportunity, so hulle het dadelik ingestem. En natuurlik het dit nou gekom met sekere voorwaardes. Onder andere, hulle het selfoontyd gekry, wat beteken hulle mag net 'n sekere tyd gedurende die dag op hulle selfone wees. Hulle mag glad nie die perseel verlaat het nie. Die toelaag wat hulle sou kry vir die kos
tik hulle op 'n pamfletjie wat hulle dan indien en dan word hulle kos vir hulle afgegee waar hulle woon. So hulle verlaat glad nie die perseel nie. Elke vertrek het 'n kamera en hulle mag nie Peter aan die kameras nie. Nou, hy het verduidelik, dit was nie regtig 'n woonstel nie, dit was net 'n groot kamer en 'n badkamer. Nou, daar was 'n kamera in die badkamer as ook in die kamer. Dan was daar ook vir hulle gesê, hulle mag glad nie probeer die spieëls skuif of aan die spieëlskarring wat reeds in die woonstel is nie. Dit sluit dan in die spieël in die hoofkamer as ook die in die badkamer. Ons weet wat beteken spieëls, né? Double-sided spieëls. En dan die laaste opdrag was, hulle mag glad nie op die dak van die woonstelblokke gekom het nie. Dit was die voorwaardes en die reëls. As hulle nie daarby hou nie, gaan hulle uitgesit word. Nou, dit is waar dinge begin bietjie vreemd raak het. Hy vertel dat die eerste maand wat hulle daar gebly het, was alles heel normaal. Sy vrou het net baie gekla oor hoofpyn en haar neus het begin bloei, wat nooit voorheen gebeur het nie. Maar dit was niks major nie. En toe hulle ingetrek het, het hulle dadelik gegaan vir hulle mediese ondersoeke en albei van hulle het ewe skielik hoë bloeddruk. So hulle moes medikasie gekry het om die bloeddruk onder beheer te kry. En daar was gesê dat die bloeddrukmedikasie kan ook die rede wees hoekom sy vrou se neus begin bloei het. Net om vir julle 'n bietjie agtergrond te gee van hoe die geboue gelyk het waarin hulle gebly het. Hy het verduidelik dit was woonstelblokke. Op die perseel was daar 5 woonstelblokke. Elke woonstelblok het 5 vloere gehad met 10 kamers op 'n vloer. Soos redelik baie mense. Hy het gesê as jy in die gang afgeloop het, want hulle kamers was nie baie groot nie, maar dit het gelyk of daar genoeg spasie kon gewees het vir meer kamers. Dis waar die double-sided spieëls nogals vir my bietjie creepy begin raak, want as hy verduidelik die kamers was nie so groot nie, maar die gange was lank, daar kon meer kamers ingekom het. Sê ons nou vir jou duidelik dat hulle tussen die kamers beweeg het en die mense deur die spieëls dopgehou het. En nie net dit nie, hulle kon die mense dopgehou deur die kameras ook. Julle, dis creepy, daar is soos geen privaatheid nie. En moet jy weet, jy mag ook nie die perseel verlaat nie, né? So, dis bietjie intens. Hy vertel toe, hier by maand 2 het dinge baie vreemd begin raak. Hy sê dat hy sal byvoorbeeld sit en televisie kyk en ewe skielik sal hy 'n gedagte kry dat hulle kort brood. Dan sal die gedagte so ver gaan dat hy opdrag kry om brood te gaan steel. So dan hardloop hy uit en dan gaan steel hy sy bure se brood. En hy sê daar het so baie fights uitgebreek weens sulke tipe aktiwiteite, want hy sou byvoorbeeld nou brood gaan steel het en hy sê hy is nie die tipe persoon wat steel net, tog nooit in sy lewe gesteel nie. Hy sal instap by sy buurman se kamer en hulle brood net vat sonder om enigiets soos te sê en uitstap. En hy sê ook hy het probeer die hele vloer se brood steel. Hy het nooit op of af beweeg nie, hy het altyd alles net op sy eie vloer gedoen. Maar hy sê dit was nie net hy nie. Dan sal ons soos randomly ander mense in hulle woonstel inbreek, want hy sê hulle toe op 'n tyd hulle woonstel deur permanent gesluit gehou, dat hulle die deur oopbreek om in te kom en dan kom vat hulle TV. En dan as hulle na die ou se kamer toe gaan, dan staan daar soos 8 TV's, want hy gaan steel die mense TV's en vat dit na sy woonstel toe, vir geen rede nie. Dit laat my baie dink aan daai fliek Divergent, waar hulle ook moes die chips so gekry het en dan doen hulle goed, hulle gaan soos blank en dan vang hulle al hierdie goed aan. Dit gee vir my baie Divergent vibes. Want hy sê ook, as hy uit dit uitkom, dan sê hy soos, wat het ek gedoen? En dan is hy geslaan, want tot fights uitgebreek. Maar dis nie die vreemdste nie, hy sê soos tyd aangestap het, die mense begin selfmoord pleeg. En hy sê daar was baie mense wat stemme begin hoor het, wat paniekaanvalle gekry het, wat gesê het hulle sien goeters, hulle hoor goed in die mure. Obviously, die goed wat hulle in die mure gehoor het was seker die mense wat hulle dophou deur die spieëls, maar hulle weet dit mos nou nie. So hulle het goed gehoor en goed gesien en hulle angs was blykbaar iets verskriklik. Hy sê dit was letterlik hel om daar te bly. Jy weet nie wat gaan volgende gebeur nie. Hy sê dit het so ver gegaan dat die mense nie net selfmoord gepleeg het nie. Party mense het
gegaan om ander te gaan steek. Die opdrag was hulle moet 5 mense steek met 'n mes. Party van die victims het dit gemaak, ander is oorlede daarvan. En net voordat hulle die kontrak wou beëindig om gepad van hierdie siek environment, toe is sy vrou oorlede. Nou ongelukkig het sy haar eie lewe geneem. Nou ek neem aan hulle het obviously geweet dat hulle wou pad gee en nie meer daar wou bly nie en toe gaan hulle ekstreem. Nou hierdie ekstreem het ook veroorsaak dat die man sy kop heeltemal verloor, want toe gaan hy en hy breek die deur oop wat opgaan na die dak toe. Hy verduidelik toe hy op die dak kom, het dit gelyk soos solar panels wat op die dak is, met antennes en generators, en op die hoeke van elke woonstelblok was daar staalpype wat afgeloop het op die hoeke van elke gebou met drade in. Wat my verstand te bowe gaan is dat almal wat daar gebly het, was gesonde mense. As ek praat van gesond, praat ek van mentally gesond. Hulle was net haweloos. So vir daai tipe persoon om so ekstreem te gaan, om mekaar dood te maak, om te steel, om selfmoord te pleeg, is buite hulle karakter. So dit is wat dit so vreemd maak, en ek persoonlik dink, die sekere selfoon tyd wat hulle gehad het per dag, was ook gemonitor. Ek dink nie hulle kon uitbel vir hulp nie, en ek dink ook nie hulle kon hulle geliefdes bel nie. Ek dink, omdat hulle haweloos was dit absoluut 'n ding van, nou het ons jou, jy is ons guinea pig. Dit is vir my so hartseer om te dink, dat die staat hierdie tipe van mag het, wat sulke ondergrondse projekte hardloop, waarvan ons niks weet nie. Hy het toe ontsnap, ek het nie 'n idee hoe hy ontsnap nie, maar kort na sy ontsnapping het hy 'n video gemaak en sy storie gedeel. En nadat hy dit gedeel het, het hy verdwyn. So, ons kan net imagine wat het met hom gebeur. En dit breek my hart. Ek dink nie enige iemand wat deel was van daai projek is vandag nog met ons nie. Ons musiek was altyd opgeneem op 'n 432 Hz. Nou 432 Hz is 'n baie kalmerende frekwensie, wat ons altyd rustig gehad het wanneer ons na musiek geluister het. Maar die ironie is dat in 1955, gedurende die MK Ultra toetsperiode, omdat MK Ultra is eers gesluit in 1964, MK Ultra het gehardloop van 1953 tot 1964. Nou in 1955 het die ISO, dit is die internasionale organisasie vir standaarde, nou hulle het toe besluit dat alle musiek van 1955 opgeneem moet word op 440 Hz. Nou julle 440 Hz, dit maak ons breine onstabiel op daai frekwensie. Jy kan gaan kyk, alle musiek wat vandag gemaak is opgeneem op 440 Hz. Dis standaard. En jy het nie 'n keuse nie. En dan wonder jy, as jy na sekere musiek luister, dan is daar sekere emosies wat opkom. Die frekwensie van daai liedjie en die lirieke affekteer jou brainwaves sonder jou wete. So hulle kan jou beheer net deur musiek. Nou daar's 'n teorie wat ook verduidelik hoe wireless earphones jou brainwaves heeltemal disturb. Soos jy musiek luister met wireless earphones, disrupt dit jou brainwaves in so 'n toestand, hulle kan jou beheer om te doen net wat hulle wil. Nou dit is 'n storie vir 'n ander dag. As jy graag meer wil weet oor die wireless earphones, drop earphone emojis onder in die comments en dan maak ek vir julle 'n video oor earphones. Dis nogals 'n baie interessante rabbit hole. Ek wil graag weet, wat dink jy? Dink jy MK Ultra is nog steeds in werking? En dat ons beheer word deur ons musiek? Of dink jy blaatant dit is net 'n teorie? Ek wil graag weet, wat dink jy? Net nog 'n interessante gedagte wat ek by jou wil los. Het jy ooit gewonder hoekom jou PC, jou foon en die TV se skerms blou is? Hoekom is dit nie groen nie of pink nie? Hoekom juis blou? Al ooit gewonder? Blou is die enigste kleur wat elektromagnetiese radiasie
kan vrystel. Net 'n interessante gedagte. Dit bring ons dan tot op die einde van vandag se episode. Indien jy 'n besigheid of 'n handelsmerk het en jy wil deel raak van toekomstige episodes, kan jy my gerus kontak deur my besonderhede bo in my bio. Baie dankie dat jy saam gekyk het en onthou, party geheime word ontbloot en ander bly geheime vir ewig. Tot volgende keer. Bye.